Yes, hoe graag sou ek nou nie daar by die H2A by Jacques en met julle wou gewees het in Kimberley nie. Ek moet vir julle sê, ek het 'n ondervinding van my lewe gehad. Ek praat nou maar as 'n ou wat vir die eerste keer oorgegaan het. Ja, maar ek wou nou dit alles lekker gedoen het. Maar nou stoot ek het sommer in die bakkie terwyl ek wag vir my laaitjie vir die skool af te kom. So om te begin met die wat kinders het, dis tough. Maar ons het vyskool, ons het alle lekker dinge. Om te weet wat jy alles moet prep voor die tyd het ek so helse klomp foute gemaak. Jy vat te veel klere saam met jou. Jy moet regtig waar die minimum oorvat. Klere is baie goedkoop in Amerika en koop die klere wat gepas is by die staat wat jy gaan. Maar al die dinge gaan 'n Jackie met julle praat. Dan ook jou attitude. Jy moet 'n goeie attitude hê. Jy moet oorgaan en jou bek hou en net lag en werk en wys wat jy kan doen. Die sadste deel is, jou Suid-Afrikaanse buddies kan partykeer die teenoorgestelde wees as wat jy dink hulle is. So hou alles vir jouself. Doen net jou werk. Help almal. Moet niks terug verwag nie. Jy is daar om te werk en harder te werk as wat jy jou werkers laat werk as jy op 'n plaas is. Maar dis goed vir jouself, dis goed vir jou menswees, dit maak jou humble, want jy gaan leer hoe om jou mense te hanteer op 'n baie beter manier as jy terugkom eendag. Is altyd goed om jou voete onder iemand anders se tafel in te skop 'n bietjie en te leer wat is harde werk. En om 'n mens te wees. Dit is regtig waar, jy kry goeie mense vir wie jy werk. Ek het vir 'n goeie ou gewerk. Baie nice gewees. Maar mense kan opinies vir jouself gee vir daai werkers en hulle kan draai, maar dan werk jy net jou gat af. Jou papierwerk gaan Jacques met jou alles reg verduidelik. Dit is 'n ding van, moenie kyk hoeveel mense jy jaar na jaar kan werk. Onthou enige ou wat sien hy spring van die ou na die ou na die ou is 'n slegte ding op die einde. Ek haal my hoed af vir die manne wat vir 9 maande gaan. Jenny waar dit sit teen enige man se pype nie. Maar onthou, weer eens, jy kan met jou familie fyskool en al die tipe dinge. Vir my was dit die lekkerste om te weet, elke lunchtyd gaan ek gou 10 minute met my laaitjie by die huis praat. Kos en al die tipe dinge. Ek het Future Life gevat en ek het te veel klere gevat. Volgende keer vat ek net baie meer Future Life. Is 'n lekker shake, kan jy lekker in die gang sit en al die dinge. Ja, $300 is goed. Jy moet daai dinge doen met jou selfoon, jy moet jou bankrekening oopmaak. Maar ek het te veel geld spandeer in kos in die begin. Onthou, jy kan lekker lewe van tuna en al die dinge. Jy kan lekker lewe van, ek wil hulle brood en hulle melk hou flippend 3 weke, alhoewel het $3 is, 'n flippend brood, of amper $4 en $5 'n gelling melk. Jy kan lekker dinge maak uit. Moenie te veel kos koop in die begin nie, en moet ook nie te veel kos koop in die einde nie. Want as jy, ek bedoel, daar's manne wat oor die $500 se kos gelos het. Maar op die einde van die dag is dit 'n ding van, voordat jy gaan, doen 'n bietjie ambagwerk, leer 'n bietjie welding, leer 'n bietjie hoe met jou hande te werk as jy nog nie kan nie. Moet nie die boer bullshit nie. Hy gaan weet as jy die kan trekker ry, of lorry ry, of wat nie. Maar probeer altyd leer. Met 'n lekker attitude, ek sê vir die ouens, 15 minute voor die tyd, 20 minute voor die tyd by die werk tot jy laaste, wat ons ouens kan. En ek wil net vir Jacques sê, well done op hierdie ding wat jy deur al die stappe gaan, die papierwerk, jou attitude en al die dinge. Ek is baie jammer ek kon dit nie gemaak het nie. Ek het 'n begrafnis nou Saterdag. Ons het gekyk of ek kan opvlieg en terugvlieg.
jou visa mense is daar om jou te help, jou mense met die vlugte, maar ouens moet nie opgee nie. Is altyd sleg op 'n CV as jy begin het en jy maak nie klaar nie. Ek was so bly toe ek klaar maak. My sussie was oorlede 2 weke nadat ek haar is. Ek het baie keer gedink, fuck dit, ek gaan huis toe. Maar op die einde van die dag het ek geweet, as jy iets begin maak, kom klaar. En jy sal altyd goed doen. As dit by iemand is wat regtig ondraaglik is om voor te werk, daar is mense soos Jacques en H2I groepe wat jou kan help om 'n verplasing te kry. Maar dan moet 'n genius wees, 'n groot D en eindig op 'n S. Lekker ouens, Jacques, ek hoop die ouens leer baie vir jou. Daar is 'n man wat na 4 jaar weer die manne die tricks en tryd. En daar is ouens soos ek en Jacques wat vir julle eerlik sal sê hoe dinge is en wat om te doen en wat om nie te doen. Ek gaan julle verder boog nou met my nonsens sê, maar al wat ek vir julle wil sê, good attitude, moenie jou fellow Suid-Afrikaner in die rug steekie. Dis sleg. Dis 'n slegte mens wat so is. Help mekaar, support mekaar, met daai attitude sal julle alles vermag.